In eenheid, in reinheid, in opregtheid en waardigheid moet jy altyd waak teen die sleeheid, die wurg en die gif van die sieleslang. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is alweer Vrydag, die week is verby, die einde van die maand het aangebreek. Ja, Sondag spring ons weg met 'n nuwe maand, Maart maand. Vanmôre gesels ek met jou oor die slang van die siel. Genesis 3 vers 1, 3 woordjies, maar die slang. Ek lees, jy weet, daar in Genesis 1 vers 27, en Genesis daar in hoofstuk 2, hoe God die mens na sy eie beeld gemaak het. Hoe God hulle geseën het deur hulle vrugbaar te maak, en dat hulle vrugbaar kan wees, dat hulle kan kinders kry. Hoe God hulle bestuurders van die aarde gemaak het. Ek sien daar in hoofstuk 3 vers 8, hoe God met hulle gepraat het, en saam met hulle gewandel het. God was tevrede met die mens, sê die woord. Daar was harmonie. En hulle woning was genoem Eden, wat onder andere beteken vreugde, 'n plek van plesier man, ongerepte skoonheid, 'n plek van geluk, 'n plek van tevredenheid, 'n plek van perfekte harmonie met God in die natuur. En dan hoofstuk 3 vers 1, maar die slang. En in hierdie 3 woordjies, maar die slang, lê die grootste moontlike hartseer en verval van die mensdom. En tog sien ek dat God nooit vir Adam en Eva gewaarsku het teen die slang nie. Nooit het God dit nodig geag om hulle in te lig oor die gevare en die invloed van die slang nie. Dis asof God geweet het dat as die mens net sal bly in verhouding met sy Skepper, sal agslaan op sy wandel, in sy geselskap sal vertoef en in hulle roeping sal bly, dan sal die slang nooit 'n issue wees nie. Maar die mens het hulle wandel aangepas, hulle begewe in die geselskap van die slang, terwyl hulle ledig tot hulle roeping gestaan het, en die slang het deur sy sleeheid sy wurggreep versterk en sy gif van kennis diep in hulle harte ingepomp en die mens se hart ongevoelig gelaat vir hulle Skepper se raadgewing. Dit het hulle in die gees laer laat val as die stof wat die slang elke dag inasem. En hierdie toestand het hulle en al hulle geslagte na hulle bygebly totdat Jesus Christus gekom het en deur sy dood aan die kruis die mens uit die stof gelig het tot waardigheid, terug in sy wandel en geselskap en roeping tot God. Kind van die Here, soos met Adam en Eva, wanneer hierdie God geskepte waardes van vreugde, plesier, skoonheid, geluk, tevredenheid en harmonie met God teenwoordig is in jou lewe, moet jy gewaarsku wees. Die slang van die siel, Satan, sal altyd probeer om verdeeldheid, onreinheid, valsheid en skande in jou lewe, in jou verhoudings en met God te bring. En ja, ek waarsku jou, soos wat Paulus en Jakobus ook doen, want alhoewel God dit nie nodig geag het om Adam en Eva te waarsku nie, het God na Eden, nadat die slang van die siel suksesvol toegeslaan het, die moeite met Kain gedoen om hom te waarsku. Ek stuur jou weg vanoggend. Adam en Eva het nie geval omdat hulle swak was nie. Ook nie omdat die sieleslang so sterk was nie. Hulle het geval omdat hulle wandel met God, hulle geselskap met God en hulle roeping van God verwaarloos en geminag het. Kom ons leer uit ons voorvaders. Kom ons leer van God. Blessing, seën van die Here vir hierdie naweek wat voorlê. Gaan kerk toe, Sondag. Gaan hoor daarso uit God se woord en gaan wees in die gemeenskap van die gelowiges. Blessings.